groet van die Here in die liedwoorde van lied 188, daarvan al 3 die strofes. In die tyd van die Fariseërs was dit nie vreemd vir iemand om vir Jesus te vra wat is die belangrikste gebod nie. Was nie vreemd nie. In daardie konteks van hulle religieuse gehoorsaamheid aan God, hulle godsdienstige gehoorsaamheid, het hulle meer as 600 gebooie gehad wat hulle getrou moes nakom. Sommige van hierdie gebooie was absoluut belaglik. Maar hulle het gevoel hulle wil op geen manier aan God se heiligheid afbreek nie. Daarom het hulle gebooie gehad vir elke dag. En op watter wyse is jy uiteindelik jou gehoorsaamheid teenoor God kan bewys? Nou kom ons dit 'n strikvraag. As hierdie man na Jesus toe kom en sê, Here, wat is die belangrikste gebod? Hy het 'n bedekte agenda gehad. Sy bedekte agenda was, as Jesus sou sê, gebod nommer 432 is die belangrikste, dan kon hy die mense bymekaar bring en hulle kon Jesus stenig, want hy het homself bo die wet gestel. Slegs God was bo die wet. En daarom 'n strikvraag. Ons vra nie meer vandag op dieselfde wyse as wat hierdie persoon 'n strikvraag aan Jesus gestel het, wat is die belangrikste gebod nie? Ons vra, wat maak jou lewe anders? Wat getuig in jou lewe
dat jy sê dat jy 'n kind van God is. En alhoewel ons vraag verskil van hierdie strikvraag, is die antwoord nog presies dieselfde. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele lewe, jou hart, en jou naaste soos jouself. Antwoord op hierdie samevatting van die wet van die Here, in die woorde van lied 200, daarvan die 3de strofe terwyl ons toesit. Ek hou vanoggend aan die voor 'n geloofsbelijdenis wat deur 'n Duitser, Manfred Josephus, geskryf is baie jare gelede en vry vertaal uit die Duits. Here, ons bely ons geloof op grond van u goedheid. Laat ons nie alleen met ons twyfel en ons vrae. Laat ons nie alleen met ons angs en eensaamheid nie. Laat die mense wat nie meer kan glo nie, tog nie alleen nie. Laat die mense wat nie meer wil leef nie, tog nie alleen nie. Ons bid om u geloof in u genade. Here, ons bely ons geloof op grond van u barmhartigheid. Op die aarde gaan dit onbarmhartig daaraan toe. Mense word in oorloë vermoor. Mense word deur onregverdige ekonomiese sisteme uitgebuit. Mense word deur onregverdige verdeling van kos tot 'n hongerdood veroordeel. Ons bid om u ontferming. Here, ons bely ons geloof op grond van u trou. Vir ons goddelose, liefdelose en hooplose mense, dat dit nie verby is met ons en ons lewens, met ons verhoudings en ons werk, met ons geloof en met ons kerk. Daarvoor dank ons. Omdat u groter is as ons geloof en ons ongeloof. Ons prys u, die God van Israel, die God van Jesus, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Here, in hierdie aangrypende woorde as 'n belydenis van geloof, help die skrywer vir ons om die lewe in die oë te kyk. Want op soveel maniere, vir soveel van ons, is die lewe geensins maklik. Dankie vir elkeen wat vanoggend in die woorde van die foto 'n skuilplek by u kom soek. Sommige van ons met lofliedere in ons harte, met opgewondenheid oor soveel mooi dinge wat ons ken.
maar vir sommige van ons is dit swaar. Is dit nie maklik om uiteindelik die lof te besin, om sukkel en kry swaar, en kry dit nie altyd reg. Gee dit vir ons, as 'n geloofsgemeenskap vanoggend saam, dat hierdie oomblikke vir ons diep sal raak. Wanneer deur die Gees, deur hierdie woorde van die psalmdigter, met elkeen van ons wil praat. Vir elkeen van ons in ons omstandighede iets beteken. Amen. Ek lees vanoggend vanuit Psalm 13, dis 'n kort psalm, 6 reeltjies, maar 'n baie aangrypende psalm. En wanneer ons dit nou lees, hou nou maar die oom Herman in gedagte, wie gesê het, hy gaan doodgaan. Ek skuil, hoe lank nog, Here, is die opskrif van hierdie psalm. Hoe lank gaan U my nog bly vergeet, Here, vir altyd? Hoe lank gaan U nog van my af wegkyk? Hoe lank moet ek nog my eie planne maak en my dae met kommer deurbring? Hoe lank sal die vyand my nog oorheers? Dis die eerste kort gedeelte van hierdie psalm, gaan daarna terugkom, dis 'n klaggedeelte. Dan gaan die klag oor in 'n smeekgebed, weer 2 reeltjies. Luister tog en antwoord my, Here my God, gee my tog nuwe lewenskrag, ek wil nie sterf nie. Anders sal my vyand my oorwin en juig my verdrukkers oor my ondergang. Hierdie gedeeltetjie is die smeekgebed. En dan gaan hierdie psalm in die laaste 2 reëls oor in 'n vertrouenslied. Ek hou vas aan U troue liefde. Oor die uitkoms wat U gee, juig my hart. Ek wil sing tot eer van die Here, omdat Hy aan my goed gedoen het. Ek lees tot sover. Gemeente van die Here Jesus Christus, daar was in Duitsland rondom die Tweede Wêreldoorlog 'n baie beroemde teoloog. Dalk het jy al iets van sy naam gehoor, Karl Barth. Maar hy is waarskynlik een van die bekendste teoloë van die vorige eeu, die 20ste eeu, dwars oor die wêreld gewees. Van Amerika tot in Asië, ek weet nie of hy by Australië uitgekom het. Hulle is bietjie ver dan naby aan die Suidpool. Maar in elk geval dwars oor die wêreld was Karl Barth 'n baie bekende en beroemde teoloog. Skrikkelik baie geskryf, maar een van die goed wat ek vanoggend aan die hand van hierdie psalm met julle wil deel, is 'n opmerking wat hy gemaak het, om te sê vir 'n gelowige, vir hom of vir haar, wat hulle weg in hierdie wêreld moet vind, moet hulle elke dag hulle Bybel en hulle Koran lees. Ek gaan daar begin. Ons Bybel en ons Koran lees. Dan in die lig van hierdie opmerking gaan ek kyk na Psalm 13. Want Psalm 13, ironies, 13 is 'n ongelukkige getal. Ek hoop julle is ook bietjie bygelowig. Dis 13. Ons gaan nou uiteindelik met Psalm 13 werk. En dan uiteindelik, binne hierdie konteks, met 'n aangrypende, eenvoudige boodskap. Hoe vind ek my weg in 'n elke dag se wêreld wat ek in die oë moet kyk? Kom ons begin met die Koran. Die Koran sê wat? Hy het nie gesê wat 'n Koran nie. Daai probleembewussyn het hy nog nie gehad. Maar is ook nog belangrik wat 'n Koran lees. Ons moet die Koran en die Bybel lees. Nou kom ek doen dit saam met julle volgende. Ek het nou nie my foon lê daar. Die dae wat ons so lekker iewers op die bank kon sit en die Koran so oop, maar baie dae is verby. Nou moet jy iewers anders, of op jou rekenaar, of waar ook al tyd, die Maverick, Netwerk 24, wat ook op jou foon of op jou rekenaar lees jy.
maar net nie dieselfde. Ek wil die eerste paar keer wil ek op die rekenaar se skerm so omlaai met die advertensies en goed uit te kom en dan vind ek uit, dit werk nie meer so nie. Dit is erg vervelend. Maar kom ons vat nou Netwerk 24 as 'n voorbeeld. Ons kyk na die berigte van die afgelope week. Massa skietery in Cleveland. Want met die Zamas waar hulle omgekom het en uiteindelik hier is 20 mense geskiet het waarvan 13 dood is. Dit is een van die eerste berigte gewees in die begin van die week. Later in die week is dit van hierdie jong man met sy buurman. Hy is 20, die buurman was 70 vermoor. Volgende berig is van 'n seentjie en sy boetie. Albei wat aan seldsame siektes gely het. Is binne 'n paar dae van mekaar dood. Dan gaan dit oor die oorlog, Amerika en Iran, Rusland en Oekraïne en so kan dit aangaan in Afrika, rondom Nigerië, wat hulle nie kan ophou om op mekaar te skiet, of groepe mense dood te maak, of by kerke in te storm en mense weg te voer. Dan is daar 'n berig die DNS bevestig dat die oorskot van 'n man wat in Desember is 25 jaar oud, wat vermis geraak het, wat hulle vasgestel het, is die man wat hulle vermis. Dan gaan dit weer oor die DA en die Vryheidsfront en dit opskrif is bekgevegte vir vreemde kiesers van hulle. Dan gaan dit oor die kommissie van die korruptes en uiteindelik al die korrupsie in Suid-Afrika en hoeveel van hierdie amptenare behoort afgedank te word. En dan is daar 'n man van Bloemfontein wat gesê het, die Bloemfonteinse munisipaliteit sê, ons is 'n wonderwerk, ons kan Bloemfontein red. Weet julle, ek het nou nog maar net die eerste paar berigte gevat. As mense so deur die Koran lees, dankie Bart, as ek totally depressed, totaal depressed. Genoeg is genoeg, ek wil nie met die Koran lees. Ons vat die Bybel. En ons begin reg van voor in die Bybel, en die Bybel is skaars 2-3 hoofstukke oud, dan vertel hulle van mense, van hierdie 2, Adam en Eva, wat een moviese fout het. Want Eva sê, dis Adam. Adam sê, dis die slang. Begin op so ligte noot om net mekaar te beskuldig. Eintlik sê hulle, dis God se skuld. Maar nou het ons nog hierdie beskuldiging wat hierdie los is van die eerste gedeelte af. Ons slaan die eerste mense mekaar dood. Kain en Abel. En hulle het mekaar skaars doodgeslaan, dan slaan Moses die Egiptenaar dood. Hy het ook om sy dag gekry. En dan gaan jy 'n tydperk in van allerlei wetgewing, waarvan sommige absoluut primitief en brutaal is. As 'n vrou ontrou is, dan mag jy al die mense in die buurt by mekaar roep en dan stenig jy daar. Die man kan wegkom daarmee, nie die vrou. Sy word gestenig. Ek gaan nou nie oor die wetgewing omgaan. Want ek dink, julle gaan sommer op vieze dat mens al hierdie goed wat vir jou glad nie sin maak. Die enigste ding wat daar sin maak, is jy mag nie varkvleis eet. Dis 'n sonde, ons weet dit. Ons is baie bly ons weet dit. Dan word hulle in ballingskap weggevoer. Dit gaan met hulle sleg en swaar. Maar voor hulle in ballingskap weggevoer word, het jy dalk al die naam Salomo gehoor. Salomo, wat Epstein se krisis. Die nuwe slagoffers van Epstein het ook in die Koran verlede week nog na vore gekom. Dit lyk Epstein na 'n kleintjie klink, Salomo met sy 1000 vroue by die paleis. Ag weet jy, ek wil nie verder gaan met die Bybel. Dit maak my ook gedaan. Natuurlik kan jy onmiddellik hier so sit en sê, asseblief, daar's nie net lelike goed in die Koran nie. Lees bietjie verder. Kyk, wat is die nuutste ding oor mel en whatever. Nee, dit is ook nie lekker vir nie, maar na ander mense waar jy uiteindelik mooi goed kan lees. Dis nie stedelike goed nie, maar is mooi goedjies ook in die huisgenote en in die saai en wat ook.
geld ook vir die Bybel. Maar ons gaan nou by die belangrike ding uitkom. Wat maak ons wanneer ons net by die gesigwaarde van die Bybel en by die Koran te wil werk, terwyl ons te midde van hierdie goed, want ons kom ook slegte goed oor. En baie van die slegte goed wat ons oorkom, kom nie eers in die Koran nie, maar ons moet die lewe op een of ander wyse face, te midde van dit wat ons ervaar. My eie groot aansporing het jare gelede gekom by die lees van 'n Skandinawiese teoloog wat toe al geskryf het. Waarskynlik is een van die grootste uitdagings, een van die grootste probleme van gelowige mense, dat hulle die werklikheid wit pleister. Ja, dat hulle die werklikheid wit pleister. Hulle maak die werklikheid mooier as wat dit is, terwyl dit nie aldag is. Hulle kry nie reg om uiteindelik iets van soms die brutaliteit van die lewe in die oë te kyk nie. Hulle pleister dit wit. Ek wil nie met 'n wit gepleisterde werklikheid werk nie. Maar ek sal dit nie vergeet nie, en ek vra my voorwaar om verskoning, maar dis nie ek nie. Dis een van die studente. By geleentheid het ek met die nagraadse studente die vraag gedoen van 'n hartseer, van lyding, dat ons uiteindelik gekonfronteer word met tragiese onbegryplikhede in die lewe. Ons kan nie sin maak daarvan nie. Wat gaan ons as gelowiges, en terwyl ek so besig was om te praat, het hierdie student so opgewerk geraak, dat hy sê vir my, Prof, wil jy vir ons sê shit happens? Ek sê vir my, gaan nooit ooit dit in my klas sê. Maar weet jy, dis 'n raak beskrywing. Daar het jy iets wat ons dan in die elke dag se lewe gebruik, en glad nie iewers in die kerk verwoord nie, en jy was roekeloos genoeg om dit in my klas te sê. En weet jy, gaan jou in die kerk aanhaal. Jy gaan dit weet. Maar ek waardeer jou eerlikheid. Ek waardeer jou eerlikheid. Hoe lyk die werklikheid? In baie opsigte goor, stikkend, traumaties. Kom ek gaan nou na van die Bybel, die Koran, gaan na die Bybel en Psalm 13. Hoe lank nog, Here, vra hy? Hierdie psalmdigter, wanneer ons kyk na die eenvoud van die woorde waarmee hy sy omstandighede beskryf, dan kom dit baie, baie naby aan hierdie student se onvanpaste maar raak beskrywing. Dis baie slegte omstandighede. Hy beskryf dit met eenvoudige woorde, maar slegter as dit kan jy nie kry nie. Here, hoe lank gaan jy my nog bly vergeet? In die eenvoud van hierdie woorde lê die diepste ervaring van sinneloosheid. Daar is geen sin aan hierdie lewe nie. Hoe lank gaan jy my nog bly vergeet? Hy sê dit 4 maal in hierdie psalm, dat hy uiteindelik sy hart uitstort voor die Here. Want om deur die Here vergeet te word, en dit is wat hy ervaar, is hy uiteindelik 'n totale uitsigloosheid in sy lewe. Hy bevind hom by 'n intense breekpunt. 'n Intense breekpunt wat vasgevang word in die eenvoud weer van die woordjie vir altyd. Here, gaan nie my nog vir altyd vergeet. 'n Geloofslewe word nog gekenmerk deur iets van 'n geloofsverwarmte, iets wat ons vashou, 'n geborgenheid. Die diepste gaan dit oor die nabyheid van die Here, oor sy teenwoordigheid. Here, hoe lank gaan jy my vergeet? Niks hiervan is waar van sy verhouding met die Here nie. Die Here het my vergeet en erger nog, weer 'n baie eenvoudige sin. Hy kyk weg van my af. En wanneer die Here wegkyk in hierdie konteks, beteken die Here se toorn ontbrand oor jou. Die Here is genadeloos. Vergeet
sy dae met onderdeur. Hoeveel van ons kan nie ook hiermee identifiseer? Hoeveel van ons kan uiteindelik ook net sê, Here, hoe lang nog? My dae is vol van kommer. Ek gaan nou stap met die dominee op luister en nie meer die koerant lees nie, Here, ek kan dit nie meer vleis nie. Hoe moet ons daarmee uiteindelik werk? Dan gaan ons verder. Sy vyande oorheers hom. Hy het nie hierdie verhouding met God nie, die Here kyk van hom weg, vergeet van hom, en dan sy vyande oorheers hom. Ons weet ook nie wie dit is. Dit word nie vir ons hier gesê nie. Al wat ons net weet, dis dubbel sleg. Want hierdie vyande sê nou vir hom, wat help jou geloof jou? Sê ons. Wat help jou geloof jou? Kom ons as jou vyande gee vir jou 3 raas vir jou ondergang. Hulle vind vreugde in sy ondergang. As ons iets van hierdie Psalm 13 sy ervaring van die psalmdigter wil verstaan, die intensiteit daarvan, dan vind ons dit in baie ander psalms ook, Psalm 22, maar in heel besondere ervaring van Jesus. Dis die ervaring van God verlatendheid. Dis omstandighede wat ondraaglik en uitsigloos is. God verlatendheid. Wanneer Jesus uiteindelik sê, Here my God, het U van my vergeet. In hierdie oomblik verwoord hy, my God, waarom het U my verlaat? Waarom kyk U weg? Wat moet ek met hierdie lewenspad maak waarop ek gebring het? Waarom ek is? Dis die intensiteit. En die psalmdigter in hierdie eenvoudige woorde van God verlatendheid verwoord. En dan, ewe skielik gaan die klag oor na 'n smeekgebed in vers 4. Here, ek kyk na my omstandighede in die oë. En dan is sy houding nie. Geef vir my antwoorde dat ek verstaan hoekom kom hierdie slegte goed oor ons pad. Geef vir my antwoorde dat ek uiteindelik van hierdie uitsigloosheid kan kom. Here, nee. Luister tog. Antwoord my. Gee my nuwe lewenskrag. Gee my nuwe lewenskrag. Die Duits-Amerikaanse teoloog Tillich het 'n wonderlike klein boekie geskryf wat hierdie in die titel so mooi verwoord. Sy boekie se naam was The Courage to Be. Gee vir my die dapperheid om te wees. Hy vra nie smeekend van die Here uiteindelik. Hy vra smeekend van die Here uiteindelik, Here, herstel ons verhouding. Al wat ek van U vra is, laat ek onder hierdie omstandighede waarin ek my bevind, waarin ons bevind, dat ek iets van U teenwoordigheid ervaar. Dis al. Ek wil net weer iets van U teenwoordigheid ervaar. Ek vra nie dat U die goed sal wegneem nie, dit vra ek nie. Dit kan ek ook later vra. Maar wat ek in die eerste plek wil, herstel ons verhouding, waarin ek hierdie nabyheid van U wat vir ons energie gee, lewenskrag gee, uiteindelik om in ons lewens voor te beheer, vorentoe te kan gaan. Here, dit is wat ek in hierdie oomblik die diepste nodigheid het. Nie dat hierdie omstandighede verdwyn, soos mis voor die son. Luister, antwoord my, ek wil nie sterwe nie.